Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons is vandag by Markus hoofstuk 10 en in hierdie gedeelte staan ek weer stil by die gedeelte waarby ons in Matteus hoofstuk 20 stil gestaan het. Jesus wat deur die dorp Jerigo stap en 'n blinde man, sê Markus hierso, maar in Matteus weet ons al was 2 gewees wat uitroep na Jesus om hulle te genees. Ek lees vir jou Markus hoofstuk 10 vers 46 tot 52 en ons gaan na die storie net so 'n bietjie kyk vanuit 'n ander hoek uit. Markus 10 vers 47 sê: Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Baie mense het hom toe aangespreek en gesê hy moet stil bly, maar hy het net nog harder aanhou roep: Seun van Dawid, ontferm u oor my. Jesus stap verby Jerigo met 'n skare mense om hom. 'n Blinde man wat langs die pad sit roep uit na Jesus toe en dit lyk asof Jesus hom nie hoor nie. Naderhand raak die mense embarrassed vir die ou en probeer hom stil maak. Sê jy's besig om 'n spektakel van jouself te maak. Maar hy het net nog harder geroep totdat Jesus vir die man gestuur het en die skare hom nader geroep het. Jesus het die man gekomplimenteer vir sy geloof en hy het hom genees. Ek glo Jesus het die man dalk die heel eerste keer gehoor roep, van die begin af. Maar hy wou die man se geloof stretch en dalk 'n les vir die ander hier uit leer. Soms voel dit mos vir ons asof Jesus nie ons uitroepe of ons gebede hoor nie. Mense wil dalk vir jou sê, hou nou maar op bid. Dit raak embarrassing. Hou op vertrou. Maar soos hierdie man behoort ons nie op te hou hoop nie. Roep nog harder, hou aan bid. As Jesus nie ons gebed beantwoord, soos wat ons hoop nie, dan moet dit nie wees omdat ons opgehou bid het nie, opgehou glo het nie. Dit sal ook nie wees omdat Jesus nie hoor nie. Hy hoor, maar mag dalk besluit om iets anders te doen. Maar ek moet aanhou glo en ek moet aanhou hoop en ek moet nie laat gaan nie. Ek wil jou weer vandag bemoedig, hou aan bid, hou aan vertrou, moenie ophou nie. Die Here sal dalk anders antwoord as wat jy en ek voor hoop of dink hoe dit moet gebeur, maar hy sal antwoord en hy sal werk in die situasie. Ons moet net aanhou op hom vertrou, aanhou roep, aanhou glo, aanhou bid. Kom ons bid nou saam. Here Jesus, soms raak ek gou moedeloos en ek hou op om op U te vertrou. Help my om aan te hou, roep en te vertrou. Vandag, as daar dalk 'n situasie is wat vir my vandag 'n nood is of 'n behoefte is, gaan ek aanhou bid, aanhou vertrou. As U nie my behoefte voorsien soos ek verwag nie, sal dit wees omdat U 'n beter plan het. Maar ek moet aanhou vertrou. Amen. Vertrou vandag vir Jesus vir die beste plan, vir sy plan, vir sy wil om in jou lewe te geskied. Hou aan bid, hou aan glo. Die Here seën jou.